aand van Goeie Vrydag deur I.L. de Villiers. Verlosser, middelaar, ek leef so sekuur binne dinge. Binne 'n familiekring, 'n vriendekring, gemeenskap, kerk en volk. Dit laat my veilig voel. Ek dank U dat U dit so beskik het, dat ek binne dit alles net kan wees. Hulle het U buite die stad geneem om U dood te maak. Om ons deur U bloed te heilig het U buitekant Jerusalem se poorte gelei. Soos die liggame van diere wat vir sondes geoffer is en buite die poort verbrand is. O my land, o my land, hoe alleen was U, hoe stikkend was U, oortrek met bloed en gekroon met dorings. Aanskou die mens. Dit het Paulus gesê en dit het vandag by my Here bly vassteek. Aanskou die mens. Die mens wat moet sterwe. Die mens wat uitgewerp is. Die mens wat uitgewerp is buite die stad soos 'n dier om nie die gemeenskap te besoedel. Ek wat so graag opgewonde raak by die geringste vernedering nie. Ek wat so 'n groot premie plaas op die gemeenskapheid met mense en met vriende. Ek wat so maklik seer kry. Hoe verskriklik, Here, het U nie vir my gelei nie. Ek bid vanaand by die kruis. En in my gedagtes sien ek hoe die bloed daarteen afdruk. Tot volkome versoening van al my sondes. Amen. Ons gaan die skriflesing eers lees en dan kan Carolina wegtrek. So ons gaan eers die skriflesing lees en dan daai selfde lied van nou, net verse 4 tot 6 sing. So kom ons lees eers uit Filippense en dan, dit is waar ons lees en dan kan ons sing en ons kan hom ook staande sing, hierdie lied wat ons nou gaan sing. So ons gaan voort by Filippense waar ons Sondag opgehou het by vers 6. Nou gaan ons net lees, dis hoofstuk 2 en dan lees ons net verder by vers 7. So verlede Sondag het ons gelees vanaf 1:27 dwarsdeur tot by 2:6. Nou lees ons by 7 en 8 en as die Here wil Sondag 9 tot 11. Maar hy het homself verneder. Nou daar kan u regtig waar, as u die 83 vertaling gebruik, kan u 'n hakkie skryf of onderaan of boaan, kan u skrywe ledig. Hy het homself geledig. Hy het homself, verskoning, ontledig. Dis wat daar in die Griek staan. Hy het homself ontledig en is 'n baie belangrike woord om in die vertaling te behou. So hierdie vertaling is dus verkeerd hier. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Dis korrek vertaal. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Jy sal sien, as jy na vers 7 en 8 kyk, dan het die vertalers hier by vers 7 het hulle die ontledig ook met verneder vertaal om by 8 te pas, maar dit moenie daarby pas nie. Dis 2 verskillende aksies. En ons gaan dit nou vir u wys in die prediking. So dis baie belangrik om die vertaling daar reg te hou. Weer die 2020 vertaling dalk. Wat sê hy? Hoe? Leeggemaak. Reg, is korrek, ja. So dis 'n baie belangrike onderskeid om te handhaaf. Goed, dit is ons skriflesing 7 en 8. Kom ons staan, dan sing ons verse 4 tot 6.
Goeie Vrydag is die spesifieke dag van die jaar waarop Christus gelowiges net vir 'n oomblik stil staan en nadink oor die diepste vernedering van ons Here Jesus Christus. Filippense 2 vers 7 het ons sopas gelees. Hy, dis Christus, het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem wat vertaal moet word met slaaf en aan mense gelyk te word. Hy het 2 dinge gedoen om homself te ontledig. Hy het 2 dinge gedoen om homself te ontledig. Hy het aan mense gelyk geword en hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. En jy sal agterkom vanmôre in hierdie kort oordeenking dat elke woord in hierdie 2 verse dra gewig. Groot gewig. Elke woord. Voor die woordjie maar, want hier sal ons nou sien vers 7 begin met maar. Maar voor die woordjie maar staan vers 6. Wat ons verlede Sondag bestudeer het. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke manier nie gesien as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar, en dan volg vers 7. Hy wat waaragtig en volledig God is, het die uitoefening, die gebruik, die uitleef van sy goddelike eienskappe nie gesien as iets waarin hy hom ten alle koste moes vasklou nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En sodoende deur homself tot slaaf en ware menswees te verneder. Het hy die uitoefening van sy goddelike eienskappe verberg. Hy het dit nie tentoongestel nie, soos wat 'n mens menslik sou verwag het dat hy moes doen nie. 'n Mens sou verwag uit ons menslike natuur sou ons verwag dat indien 'n mens die evangelie sou fabriseer het, dan sou die saligmaker wat uit die hemel en uit die ewigheid as God na die wêreld toe kom, wel, dan sou hy vir die mense wys wie's baas. Dis hoe die evangelie sou lyk as ons dit geskryf het. Hy sou sy goddelike eienskappe links en regs gedemonstreer het. En almal op hulle plek gesit het. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het dit verberg, het ons Sondag gesien. Hierdie hele paragraaf, verse 6 tot 11, in hierdie hele stuk word die selfvernederende, verbuisterende, selfverlonende vernedering en gevolglike, dit gaan ons Sondag sien, algehele verhoging van die Here Jesus beskryf. Hy is God van alle ewigheid af. Hy is volledig deel van die ewige drie-enige Godheid. Maar hy het die uitlewing van sy goddelike eienskappe en vermoëns nie beskou as 'n waardevolle skat, iets verskriklik kosbaar wat wys hoe vernaam en hoe groot en hoe belangrik hy is nie, waaraan hy ten alle koste moes vashou nie. Nee, hy was bereid om dit te verberg agter die aanneem van ware menswees en in slawe gestalte. Hieroor kan 'n mens vir ure aan een dink en pyns en bid, maar jy kan nie en jy sal dit nooit kan deurgrond nie. Dit is onmoontlik.
Jy hoef nie eens te probeer nie. Die apostel Paulus, wat Filippense brief geskryf het, skrywe hier oor sake wat hy verseker ook nie self verstaan het nie. Maar hy skrywe, sê 2 Petrus 1, onder die meevoering van die Heilige Gees. Dis die woorde van die Heilige Gees hierdie, maar dit is woorde vir ons. Wat vers 7 in die 1983 vertaling, wat vers 7 daar vertaal met die woordjie verneder, is in die Grieks die werkwoord kenoo, wat leegmaak beteken. Of kenosis, ontlediging. Christus die Here het homself ontledig, hy het homself leeggemaak. Die vraag is, leeggemaak van wat? Dis die vraag. Sommige teoloë verstaan deur die eeue hierdie woord in die letterlike pregnante sin van die woord, dat dit sou beteken dat Jesus, toe hy in Bethlehem mens geword het en slaafgestalte aangeneem het, dat hy hom ontledig het, dat hy homself leeg getap het van sy godheid, van sy goddelike natuur. Dat hy sy godheid, sy ewige goddelike natuur en goddelike eienskappe, soos almag en alomteenwoordigheid en alwetendheid, dat hy dit afgelê het, dat hy hom daarvan leeg gemaak het, en voortaan vir 33 jaar lang net as 'n ware mens met sy ware menslike natuur bestaan het, regdeur tot by sy kruisdood. Mens kan egter dadelik aanvoel dat hierdie letterlike verstaan van die woord kenosis verkeerd is. Want dit bots met die getuienis van die res van die Bybel. Dit tas byvoorbeeld die leer van die drie-eenheid aan. Ernstig aan. Dit is doodgewoon onmoontlik dat die tweede persoon van die godheid vir 'n tyd lank, of sou dit net vir 'n minuut wees, kon ophou om God te wees, leeggemaak te wees van sy goddelike natuur. Dis nie moontlik nie. Dit tas ook die Bybelse leer van die onveranderlikheid van God aan. Dit tas ook die waaragtige godheid van Christus aan. Die leegmaking, die aflegging, die leegtapping van net een goddelike eienskap sou deur Jesus se godheid in beginsel vernietig. En dan sou sy middelaarskap weer aangetast wees. Jy sien, dit is soos domino's, die een raak die ander. Want hoe kan hy middelaar tussen God en mens wees, indien hy nie ten volle, in die volle ware sin, ware God en ware mens tegelyk is en bly nie? Dan sou hy nie middelaar kon wees nie. As 'n mens kyk na Matteus, Markus, Lukas en Johannes, hoe hulle Jesus op die aarde beskryf, dan sien jy hoe hierdie twee reekse van eienskappe, sy goddelike natuur en menslike natuur, gelyktydiglik vertoon word. Goddelike en menslike, nie net menslike nie, maar die goddelike is verberg agter sy menswees en diensknegt wees. En daarvan is die voorbeelde, ek het Sondag 1 genoem, maar die voorbeelde hiervan is legio, ek hoef dit nie vir u te sê nie, jy kan sommer self van 'n klomp dink. Sy goddelike natuur, sien 'n mens byvoorbeeld aan die opwekking van die dogtertjie van Jairus, Talita kum. En sy staan op, dogtertjie staan op. Sy menslike natuur sien jy in sy honger. Hy het honger gehad, hy het dors gehad, hy het moeg geword, hy moes rus. Maar jy sien ook beide op een slag. Byvoorbeeld tydens die storm op die see, in die een oomblik slaap hy en weet hy nie van die gevaar wat dreig nie, en die volgende oomblik spreek hy die storm aan en dit bedaar. Jy sien die eie aard van beide Jesus se goddelike en menslike nature word tydens sy meer as 30 jaar op die aarde deurentyd behou
in die een persoon van Christus Jesus. Een persoon, twee nature. Het jy dit? Een persoon, twee nature. Die begrip leeggemaak, kenosis, moet dus nie in 'n letterlike pregnante sin verstaan word nie. As 'n mens na vers 7 baie mooi gaan kyk, dan sien jy dat die Heiland twee hoofaksies op 3 maniere uitgevoer het. Ek wil by u weet, hoe het die apostel Paulus as 'n gewone man hierdie dinge geweet? Ja, die antwoord is, hy kon dit nie weet as die Heilige Gees dit nie vir hom geopenbaar het nie. Die Here Jesus het twee hoofaksies op 3 maniere uitgevoer. Een, hy het homself ontledig, vers 7. Die tweede, hy het homself verneder, vers 8. Dis die twee hoofaksies. En hy het dit gedoen op 3 maniere. Eerstens deur te neem, tweedens deur te word, derdens deur gevind te word as. Te neem, uit die gestalte van 'n slaaf in menswees geneem. Te word, gehoorsaam tot die dood. Gevind te word as ware mens. En daar staan nie 'n dooie woord in vers 7 van dat hy iets afgelê het nie. Hy het homself ontledig, is die twee hoofaksies, hy het homself ontledig en verneder deur iets by te neem. Nie deur iets af te lê nie, maar deur iets by te neem wat hy nie voorheen gehad het nie. Daar staan niks in die teks van waarvan Jesus hom ontledig het nie, maar wel staan daar hoe hy dit gedoen het. Naamlik, hy het die gestalte van 'n diensknegt, 'n slaaf kom aanneem en aan mense gelyk geword. Met ander woorde, dit is hoe hy die ontlediging en die vernedering gedoen het. Dis hoe hy dit gedoen het. En sodoende, deur menswees aan te neem in slaafgestalte, is sy goddelike heerlikheid nie afgelê nie, maar voor die oë van die mense verberg. Dit was nog daar, maar dit was nie afgelê nie. Dit was verberg, want hy het nie homself so dringend as hoog en verhewe en belangrik beskou, dat hy sy godheid moes vertoon nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n slaaf in ware menswees te kom byneem by dit wat hy reeds van die ewigheid af was, naamlik ware God. Hy was nie uit die ewigheid af mens nie, en hy was nie uit die ewigheid af slaafgestalte nie, hy was uit die ewigheid af net ware God. Maar hy het uit Maria menswees in slaafgestalte kom byneem. En so het hy homself ontledig en verneder. Die twee hoofaksies. Hy het niks afgelê nie. Hy het iets bygeneem wat hy nie voorheen gehad het nie. Hy ontledig hom nie van sy goddelikheid nie. Hy ontledig hom nie van sy goddelike natuur nie. Maar hy verneder homself met menswording. Hy verloor met ander woorde niks. Hy neem iets aan. Met ander woorde, by sy menswording bly Jesus waarlik God, maar neem nou met ware mensheid ook die gestalte van 'n slaaf aan. En dis baie belangrik om dit te sien. Die Griekse woord vir slaaf is doulos. Maar die skokkende is wat hierdie woord eintlik regtig beteken in die Grieks. Ons versag dit deur dit te vertaal, ook in hierdie vertaling, te vertaal as dienaar. Nou dit is natuurlik 'n dienaar, maar dit is meer as 'n dienaar. 'n doulos is in werklikheid 'n slaaf in totale onderworpenheid. Met ander woorde, in 'n radikale neerbuiging in status.
Onderworpe eerstens aan sy Vader se raadsplan en wil, maar ook selfs onderworpe en neergelê onder sondaars hande, wat staalpenne deur sy gewrigte en sy voete kap. Hy kom om te dien. Hy kom nie na die planeet aarde en openbaar homself in 'n verheerlikte, vergoddelike mensegestalte wat oral mense verbuister en mense laat neerslaan nie, maar hy kom in 'n nederige dienskneggestalte, onaansienlik, gering, onderworpe aan byvoorbeeld ook sy aardse ouers. En natuurlik aan sy God, sy raadsplan. Let dus mooi op, vriende, Jesus neem nie net, hoor hier, Jesus is belangrik om dit te sien. Ek het gesê elke woord tel gewig. Jesus neem nie net ware menswees aan nie, hy neem spesifiek 'n slaafgestalte aan. Gestalte beteken, die Griekse woord is morphe, en dit beteken die wesenlike natuur. Die wesenlike natuur, dis die woord wat ons in hierdie vertaling vertaal met gestalte. Hulle weet ook maar nie hoe om dit te vertaal nie. Maar dit beteken, wesenlik beteken dit sy wesenlike natuur en sy visuele vorm, uit die ware status van 'n slaaf gehad. Want jy weet, ware menswees beteken nie noodwendig slaaf nie. Jy kan mens wees en nie slaaf nie. Dis waarom het belangrik is om te sien dat hy spesifiek slaafgestalte aangeneem het. En so sien ons dan nou presies wat die kenosis, die ontlediging beteken. Het gaan oor die vernedering waartoe die meester bereidwillig was. En alles gaan van begin tot einde oor u en die saligheid en die versoening met God. Dis waaroor alles gaan. Maar om dit te kan bewerk, om versoening met God te kan bewerk tussen iemand soos ek en God, was dit belangrik dat elkeen van hierdie stukkies van die legkaart presies so in mekaar moes pas. Dat hy bereid sou wees om van die hoogste hemel af te klim en as mens in slaafgestalte tussen mense te kom en homself dan nog verder te verneder tot die dood van die kruis. Gaan vers 8 voort. Hy gaan met ander woorde van goddelike status, goddelike morphe, na slaafmorphe, slaafstatus, nie gedwongen nie, maar deur selfoorgawe, en daarom word die woord homself hier gebruik. Met ander woorde, hy het homself ontledig en verneder. Bedink 'n mens hierdie gebeurtenis, weet u. Dis asof jou brein toeslaan. Dis asof jou denke verstar en jou mond stil bly. Jy kan nie 'n woord uitkry nie. Dis asof al jou slim redenasies eenvoudig soos pap op die grond val. En so sal triljoene verlore mense totaal, algeheel, 100% verslae staan op die groot dag. Sê Openbaring 1:7. Hulle sal met ander woorde niks hê om te sê nie. Die evangelie boodskap was 100% waar, en hulle lewens op die aarde was nooit werklik daaraan opgehang nie, en daarom is hulle onherroepelik verlore in die poel van vuur. Vir al die ewigheid, die saak is afgehandel. Triljoene en triljoene en triljoene monde is tot sweye gebring. Die slimme argumente is weg, die smalende, spottende laggies het verdwyn, die verskoningkies het weggesmelt, en voor hulle staan net een magtige waarheid en realiteit. Christus Jesus is wat die skrif nog altyd gesê het hy is.
En dit spreek die laaste ewige woord. Ons het al mense gekry wat vir ons sê, ja, as ek nou eendag daar kom, en daar is nou 'n ding soos 'n God, en daar is 'n ding soos 'n hemel, dan gaan ek vir hom 'n hele klompie vrae hê wat ek vir hom gaan vra. Jy sal vir hom geen vrae vra nie, jou mondjie gaan heeltemal totaal stil wees. Want jy gaan sien wat 'n gek en 'n dwaas jy was. Mens moet pas op vir die goed wat jy sê terwyl jy sterk en gesond is. Fit en up and about. Pas op vir wat jy sê. Sit liewer 'n wag voor jou mond. Want dan kom 'n dag van afrekening. So seker, soos wat dit vandag Vrydag is. Vers 8 nou. Die totale gehoorsaamheid. Die woord gehoorsaamheid beteken iemand wat onder hoor staan. Dis wat gehoorsaamheid beteken. Die betekenis van die woord lê in daai 4 letters in die middel van die woord. Hoor. Dis iemand wat onder hoor staan. Iemand wat onder gesag staan. Die totale gehoorsaamheid van die Here Jesus as middelaar aan God se raadsplan, God die Vader se raadsplan, dit staan hier in vers 8. Sy vernedering bereik met ander woorde 'n klimaks in gehoorsaamheid. Kan jy onthou die 2 aksies wat ek aan die begin van gepraat het? Daar's 2 hoofaksies. Wie kan die eerste een onthou? Vers 7, ontledig. Die tweede ene, vers 8, verneder. Nou daardie vernedering bereik 'n klimaks in gehoorsaamheid. Dit is hoe hy tot sy hoogtepunt kom, tot op die punt van die dood, sê die teks. Maar nie net dood nie, hy sê spesifiek kruisdood. Omdat die kruisdood destyds die mees vernederende vorm van dood was. Die laagste punt van vernedering. Dis wat baie mense verkeerdelik dink. Hulle dink, dit moes seker nou sy menswording gewees het, sy inkarnasie gewees het. Nee, is nie die diepste punt nie. Die diepste punt van sy vernedering was seker dan nou daardie slaafgestalte. Nee, verkeerd. Die gehoorsaamheid tot in die skande dood van Golgotha was die dieptepunt. Is ondenkbaar is dit nie, dat ons Here Jesus bereid was om te verskuif van sy hemelse posisie vanuit die ewigheid tot by die vloekdood aan 'n kruis in die gestalte van ware mens wees en dit nog in slaafgestalte. Wat 'n vernedering. Dis 'n vernedering wat jou denke heeltemal laat toeslaan. Dit verbuister jou denke. Maar dit gee vir ons 'n baie goeie aanduiding van hoe ernstig sonde is in die oë van God. Want wat het dit gekos om daarmee te handel en om versoening te bewerk? Kyk wat dit gekos het. Dan verstaan jy wat sonde is. En wie in en deur hierdie Jesus van sonde en sondeskuld verlos is en salig gemaak is, wil dan weer in onderhoor staan aan hom, wil weer gehoorsaam lewe aan hom, selfs gehoorsaamheid tot die uiterste toe aan hom, nie om daardeur punte te verwerf nie, maar uit volslae verwondering en dankbaarheid wat net nooit ophou nie. Die apostel Paulus sê op 'n ander plek in 'n ander brief, sê hy, ek het 'n skuld wat ek moet afbetaal aan die mensdom en is 'n skuld wat ek nooit klaar betaal kry nie. En dan sê hy wat die skuld is. Hy sê dit is om hierdie evangelie aan mense bekend te maak. Ek skuld hulle dit. Dis 'n skuld, ek is altyd in die skuld. Daardie woorde wat hy daar sê, en toe hy as mens verskyn het, moet lees, volgens die Grieks, in gedaante, in morfe, gevind as 'n mens. Dis wat daar staan nou oorspronklik. Dit beteken hy was ware mens, hy was nie 'n vergoddelikte mens nie. Dis wat baie mense verkeerdelik dink. Wow, miskien iemand wat hierso sit.
wat dink dat Jesus 'n soort vergoddelikte mens was. Nee, want net 'n ware mens kan 'n middelaar wees tussen God en ware mense. Nie 'n vergoddelikte mens nie. Onthou, ek het gesê Jesus Christus is een persoon met twee nature. Een persoon, twee nature. Ware God, ware mens. Maar hierdie twee nature is onvermengd. Hulle is onvermengd. Dit beteken sy ware goddelike natuur meng nie in met sy ware menslike natuur, sodat sy menslike natuur vergoddelik word nie. Dat is onvermengd. Daarom is Jesus waardig God en ware mens. En hoe ewiglik dankbaar is ons nie daarvoor nie. En hoe kyk ons nie met 'n verwondering na sy selfvernedering nie, vanaf die dag van sy geboorte in Bethlehem, sy lewe op die aarde van meer as 30 jaar, alles was 'n stuk selfverloning en selfvernedering. Hy het waarlik nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe af te lê as 'n losprys vir baie. Dit is byna soos trappe wat hy afgeklim het, verder en verder af na benede, vanuit die hemele en die ewigheid tot in Bethlehem, en toe van Bethlehem kan jy sê af na Golgotha, by die kruisdood. Alles het gekulmineer in daai skandelike dood, 'n vloekdood, sê Galasiërs 3:13, op die heel eerste goeie Vrydag in die geskiedenis. 3:00 die middag ongeveer. Hy het werklik volgehou. Hy het werklik deurgedruk. 'n totale gehoorsaamheid, 'n onderhoor staan. Werklik is die Here Jesus die hoogste en die volmaakte voorbeeld van selfverloning, en alles was in belang van ander. En dis hiervan wat die sakramente, doop en nagmaal ons persoonlik kom verseker. Dis hiervan wat die sakramente ons kom verseker, persoonlik. Dis amper soos God wat sy eie handtekening onderkant sy belofte maak. In vanoggend se geval is die belofte Filippense 2 vers 7 en 8. Dis die belofte. In die handtekening is die nagmaalstekens. Maar dis God se handtekening, dis nie myne nie. Dis nie die kerk se nie. Dis God se. En as jy 'n handtekening onder 'n belofte sien, dan weet jy daai ding is waar. Anders sou daai man hom nie geteken het nie. Met ander woorde, met die nagmaal, met die sakrament kom God en sê, hoorie, dit wat jy nou daar uit my woord uit gehoor het, dis verseker joune. So seker as wat jy met jou mond daai broodjie insluk, so seker is dit joune. Glo dit. Jy mag dit glo. Vertrou daarop. Vertrou op niks anders nie. Draai om, bekeer. Jesus se selfvernederende dood in slaafgestalte is jou enigste hoop vir tyd en ewigheid. Die skrif sê dit. En die nagmaal ook. Maar die nagmaal vat dit wat die Bybel in die algemeen vir die mensdom sê, en hy maak dit persoonlik. Hy sê, dis vir jou. Wie daai stukkie brood in sy hand? Sê vir my, vra God. Speel natuurlik. Wie daai stukkie brood? Ek, Here. Wie daai ding uit elkeen nou gedrink? Nee, was ek, Here. Hy sê nou wel, dis vir jou. Dis vir jou. Jy het nou net my handtekening gebruik. Dis vir jou. Mag ons God glo? Kan ons hom glo? Durf ons hom glo?
Gaan dit nie eendag blyk dat dit was alles 'n foefie of ek is teleurgesteld? Weet jy wat sê die skrif? Die skrif sê, niemand wat in hom glo sal beskaam word nie. Dit beteken, jy sal nie teleurgesteld staan nie, as jy in hom glo nie. Wat 'n blye evangelie is dit nie. Wat, dit is waaroor Goeie Vrydag gaan. Maar wag tot ons by Sondag kom. By die verhoging van die naam bo al die name. Kom ons bid net saam en dan gaan ons die nagmaal bedien. Vader, hierdie onuitspreeklike, onaanspeurlike genade, dat hy wat ryk was terwille van ons arm geword het, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Ons bely met verwondering, Here, ook by hierdie teks vanoggend. Hy het homself verneder, nie gedwonge nie, maar gewillig. Nie uit swakheid nie, maar uit liefde. En wanneer ons nou, Here, na die tafel van die Here kom, onthou ons die woorde van Jesus. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Dankie, Here, dat hierdie sakrament nie iets is wat ons doen as die een of ander heilige aksie of daad nie, maar dis ons ontvang wat U gee. Laat hierdie heilige oomblik vir ons 'n bron van troos en hoop wees. In die kosbare naam van Jesus. Amen.